14. Dit is die wet. As iemand in 'n tent sterwe, sal elkeen wat in die tent kom en al wat in die tent is 7 dae lank onrein wees. Wat gebeur as jy onrein is? Jy mag nie dit doen nie en jy moet dat doen. Nou sien ons, jy moet onsondig word. Dis nie sommer net nie. Ook al die oop goed wat nie met 'n deksel toegebind word nie, is onrein. Die tweede ding wat ons nou hier moet sien is 'n ewige insetting. Die Sabbat is 'n ewige insetting en die ontsonding deur die reinigingswater is 'n ewige insetting. As ek nou konsekwent wil wees en ek wil die Sabbat hou omdat dit 'n ewige insetting is, dan moet ek ook hierdie reiniging hou. Vader sê, ek weet nie hoeveel keer in Deuteronomium, maak seker dat jy die hele wet hou. Alles. Dan lees ons Matteus, ek dink is 5, wat sê, geen jota of titel van die wet sal ooit verbygaan. En dan die wat onder die wet wil wees, gaan beklemtoon dit en sê, sien, dis nog geldig. Ja, die reinigingswater ook. Die ontsondiging deur die reinigingswater is ook. 15. Ook al die oop goed wat nie met 'n deksel toegebind word nie, is onrein. Wat 'n goed is dit nou? As iemand in 'n tent sterwe, kom ek maak dit van toepassing vandag. As iemand in 'n huis sterf, sal elkeen wat in die huis kom en al wat in die tent is 7 dae lank onrein wees. Gee ons aandag aan dit. Stel ons belang in dit. Nee, dit klink nou nie nou vreeslik opwindende wet nie. Kan ons hom maar skiep. As ek die Sabbat hou, sien almal dit en ek sê dit vir die wat nie dit sien nie. Maar hierdie gaan nou nie vreeslik aandag trek nie. Ek is nou seker sarkasties as ek dit sê. Maar ook moes mense nie konsekwent nie. Nou sal seker sê, maar waar gaan ek die koei kry en waar gaan ek kan ek maar vra, hoe weet jy wat 'n dag is die Sabbat? Ons het een gekies. Party mense sê dis die eerste dag, ander sê dis die 7de dag volgens die verkeerde kalender. Volgens die Romeinse kalender. Ons het nie benul wanneer dit is nie. Ons het nie benul waar is hierdie koei nie, maar kry dan een. Kry hierdie reinigingswater. Doen iets want ons wil konsekwent wees. 16. En elkeen wat in die oop veld aan iemand raak wat deur die swaard verslaan is, of aan 'n dooie, of aan 'n mens se doodsbeen, of aan 'n graf, sal 7 dae lank onrein wees. Dis 'n ewige insetting. Is dit nog van toepassing? Mag ons maar konsekwent wees? 17. Vir die onreine moet hulle dan van die as neem van die sondoffer wat verbrand is, en daar vars water in 'n pot opgooi. En 'n rein man moet hyssop neem en dit in die water insteek en op die tent sprinkel en op al die goed en op die persone wat daar gewees het, ook op hom wat aan 'n doodsbeen van een wat verslaan is of aan 'n dooie of aan 'n graf geraak het. Dis vreemd vir ons. Ons hoor dit nie. Ons weet dit nie. Ons doen dit nie. Maar deur oorlewering het ons gekry, jy mag nie varkvleis eet nie. Dit gaan wat doen? En jou onrein maak. En as ek in 'n lijk vat, gaan jou onrein maak. As ek in 'n huis kom waar 'n dooie was, dit gaan jou onrein maak. Nee, strakkie daaroor nie, maar die varke gaan nie vat eet nie. Is dit nie dalk een van die redes hoekom die ateïste vir ons lag nie? 19. En die reine moet die onreine op die 3de en op die 7de dag besprinkel en hom op die 7de dag ontsondig. Dan moet hy sy klere was en hom in die water bad en in die aand sal hy rein wees. Maar as iemand onrein word en hom nie ontsondig nie, dan moet die siel uitgeroei word uit die vergadering. Want hy het die heiligdom van Jahwe verontreinig. Die reinigingswater is op hom nie uitgegooi nie, hy is onrein. Hy moet uit die volk uitgeroei word. So, nou gaan ek in 'n huis in waar 'n dooie is, raak aan niks nie. Die ou is maar net dood in die huis. En ek is weer daar uit en ek word nie ontsondig nie, ek moet uit die volk uitgeroei word. Maar ek bekommer my oor die varkvleis. En dit moet vir hulle ewige insetting wees. En die een wat die reinigingswater sprinkel, sy klere was. En die een wat aan die reinigingswater raak, sal tot die aand toe onrein wees. En dis die wet. En weet ons dit. Geen jota of titeltjie van die wet sal ooit verbygaan nie, sal hulle vir jou sê. En hierdie het verbygegaan, of nie? 22. Ja, alles wat die onreine aanraak, sal onrein wees. En die persoon wat aan hom raak, sal tot die aand toe onrein wees. Hierdie onreinheid is 'n groot saak. Ons doen net die vark. Party ouens trek die volstrys by. Die ander. En as jy nou onrein geraak het, hoe gaan jy rein word? As jy nie binne 7 dae rein geword het nie, dan moet jy uit die volk uitgeroei word. Wat gebeur as jy uit die volk uitgeroei word? Dis uit die verbond uit.
in die verbond met die volk. Wat daarvan? Is dit nou so kritiek? Ja. Hoe werk die wet? As ons nou sê die wet is vas, die wet verander nie, hoe verander ons hom? Hoe kan ek party goed uithaal en ander nie? Kan nie. Die hele wet moet gehou. Is dit moontlik om die hele wet te hou? Nee, dit is nie. Waar gaan ek hierdie reinigingswater kry? Dit is onmoontlik. So wat nou? Nou improviseer ek en ek hou die wat ek kan. Dit kan nie. Want as ek in een wet gestruikel het, as ek een wet nie doen nie, is ek in die hele wet skuldig. So dit help nie, ek eet nie die vark nie, maar ek vat en dooi is. As jy 'n dokter is jy nie moeilikheid. Jy gaan die hele dag aan dooies vat, nog voordat jy rein geword het, vat jy alweer aan dooie. Nou moet jy op die derde dag onsondig word, maar jy het nog alweer aan dooie gevat. Nou moet jy omtrent elke dag onsondig word, en jy gaan moet 'n lys hou van wie dood gegaan. Ek maak dit nou net ingewikkeld met 'n rede, met 'n bedoeling, om te sien ons kan nie.